Vriende, dit is lekker om almal weer hier by mekaar te sien. Natuurlik as jy nie vandag 'n baadjie aan het nie, dan het jy nie een nie. Gerard en Annelie het so 'n bietjie wegbreek en ons sien hulle weer volgende week. So ons is vanoggend ongelooflik bevoorreg. Want julle luister na my oor Jaco se mikrofoon. Maar moenie worry nie, ek gaan nie preek nie. Die goeie nuus is dat Dominee Pieter Swanepoel, hy was 37 jaar by Edenvale NG gewees, verlede jaar afgetree. Hy en sy vrou bly nou hier in Randendal en hy is vanoggend hier om vir ons die diens te lei en dit is altyd goed om die Here se stem uit 'n ander stem uit te hoor, want dit maak daai stem vir ons soveel meer kragtig in ons lewe. Pieter, baie welkom. Dit is wonderlik om jou hier by ons te hê. En dit is ongelooflik lekker dat ons mense in en naby ons het wat bereid is ook om in te staan as die leraar ook 'n bietjie asem skep. Baie welkom hier by ons. Dankie. Vriende, goeiemôre. Ek herinner my daar waar ek vandaan kom in Edenvale, dis nie so koud daar soos wat dit hier is nie. En een van die ouderlinge daar het altyd vir my gesê, my maat, as jy nie 'n jas het hierdie tyd van die jaar nie, dan het jy nie een nie. So, ek het my beste jas vanmôre gaan uittrek om aan te trek. Maar nietemin, dankie vir die verwelkoming, Anton. Groot voorreg dan ook om vanoggend saam met julle te kuier en die Here se woord dan aan julle te kan kom bedien. Ek wil vra, kom ons word net stil vir 'n oomblik en ons verklaar net ons afhanklikheid ook dan voor die Here. Here, ek voel vanmôre soos Dawid wat voor U kom staan, of die psalmdigter dan. Naamlik vir U kom sê, ons staan voor U om te kom sê, eintlik te kom verklaar. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge, maar Here, dit lê nie op die berge nie. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Ja, ook die berge geformeer het. Dit aan mekaar gesit het. En wat trou bly tot in ewigheid. Aan U en aan U alleen kom toe al die lof, die dank en die eer. Amen. Geliefdes, die Here groet vir die genade, barmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Jy gaan nou geleentheid kry om die offergawes aan die Here te skenk en daarna gaan ons voort om 'n paar liedere tot eer van die Here saam te kan sing asseblief.
Goeiemôre. Ek het my bril onthou vanoggend, so daar's vir my 'n nuwe wêreld oopgegaan vanoggend. Vir party van julle sien ek vir die heel eerste keer en dis vir my lekker. Nee, ek praat van die wat agter sit. Die voor kan ek nog so bietjie sien, maar daar agter is my lyk of jy het om nuwe mense. Is baie welkom. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Ons gaan sommer net 2 liedjies sing. Pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Voor ek dan nou die skriflesing gaan doen, as ek nou maar reg onthou, dis Vadersdag. Ek wil dalk net vra, kan al die paas net vir my opstaan asseblief? Voordat ons aangaan, al die paas net vir my opstaan. Ja, daar's hy. En nou wil ek vra al die kinders en al die ma's, steek net julle hand uit. Ek wil graag net 'n gebed vir die paas vanmôre doen. Ek dink dis 'n voorreg om 'n pa te mag hê. Maar 'n enorme verantwoordelikheid om 'n pa te kan wees. En daarom wil ek julle graag, elke man, net opnuut aan die Here kom opdra. Kom ons buig net die hoofde. Hemelvader, dankie vir die voorreg van manne, en die besonder manne wat vanoggend hier staan. Manne wat U geroep het om 'n verskil te maak in die lewens van hulle gesinne. Ek wil bid, Vader, dat U deur die Gees hulle sal toerus, dat U hulle sal vul met U hart, met U deernis, met 'n stuk onderskeidingsvermoë wat net van U kom, om hulle kinders en hulle familie en hulle gades te begelei, om U te kan dien en U te kan eer. Daarom is dit ons gebed. Stort die seën oor hulle uit. Ja, Here, kom vergroot hulle grondgebied. By hulle huise, by hulle werk. Gebruik hulle tot 'n seën, sodat die koninkryk mag kom en U verheerlik mag word
in en deur elke vader se lewe. Amen. Baie dankie. Ek wil graag vir julle vanmôre met julle 'n gedeelte deel uit die brief van die tweede brief van Konings. En die van julle wat dalk die Bybel saamgebring het of elektroniese formaat die Bybels by julle het, kan saam met my blaai na 2 Konings hoofstuk 5 toe. Ek wil graag met die gedeelte deel. Eintlik 'n ongelooflike verhaal wat ons hier in die Ou Testament kry. Naaman was die hoof van die leer van die koning van Aram. Hy was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Hy was eintlik die koning se generaal van sy weermag. Van die destydse Sirië. Nou jy weet waar Sirië? Sirië is langs Libanon, net aan die bokant van Israel. Deur hom staan hier geskryf het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar sê die woord, hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte, en dis nou waar Naaman een van die leiersfigure was, het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag mevrou, weet jy, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond kan maak. Naaman het by die koning gekom en hy het hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het toe vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud, 10 stelle klere met hom saamgevat. En hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. En die brief het so gelei: ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Meneer, wanneer hy by jou kom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Maar toe die koning die brief lees, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God, wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid te genees? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Nou moet jy weet, Aram het gereeld strooptogte in Israel uitgevoer, so daar was permanent moeilikheid. Elisa, die man van God, het te hore gekom. Nou Elisa het ook in Israel gebly in Samaria. Hy het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Here, hoekom het hy klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy waanperde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na Naaman toe gestuur. Hy gaan nie na Naaman toe self uit nie. Hy sê net vir hom, hier's 'n boodskap, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg geword, hy het weggery en het gesê, ek het daarom gedink, hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here se God daarom aanroep, sy hand beweeg oor die plek waar ek siek is, en so die melaatsheid van my wegneem. En hy vra toe, is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die water van Israel nie? Kan ek my nie daarin pas om rein te word nie? Hy het woedend daarvan af weggery. Sy amptenare wat saam met hom was, hulle kom toe by hom en sê vir hom, maar meneer, as die profeet nie iets moeiliks gevra het, sou hy dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meneer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. En toe het hy afgegaan na die Jordaan toe en om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het,
en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Ek het 'n vermoed dat toe hy terugkom by die huis, kon sy vrou nie haar hande van hom afhou nie. Hy het 'n nuwe lyf gehad. Hy en sy hele gevolg, hulle het teruggekeer na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde, behalwe in Israel nie. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here lewe, in wie se diens ek staan, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar Elisa het bly weier. Toe sê Naaman, as jy dan nie iets wil hê nie, wil jy nie asseblief vir my 2 mylvragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding wat die Here my sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimmon toe gaan om daar te gaan aanbid, en ek moet vergesel, en ek dan in die tempel van Rimmon aanbid, wanneer hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Wat dit sê, ek gaan dus na daai tempel toe, maar ek gaan om u daar te aanbid, maar mag u my vergewe, omdat ek daar u gaan aanbid. Anton, kan ek net vir julle vra, net vir my net water, net 'n botteltjie water bring asseblief, Simon. Ek sal bly wees. Ek moes hom net nou saamgebring het, maar ek het vergeet om dit te vat. Ekskuus man. Hoorie baie dankie hoor. Vriende, die verhaal vat my terug na my eie kinderjare toe. Want ek wil met julle graag praat oor die tema. En die tema het jy almal ontvang via WhatsApp. Geloof wat 'n verskil maak, wat berge versit en wat mense se lewens omdop. Nou ek kom van die plaas af. Ek het groot geword as 'n kind op die plaas, daar in Wes-Transvaal se wêreld. Die plaas se naam was Leeufontein. En ek herinner my, ek kan nie my ouderdom so presies onthou nie, maar as ek reg is, was ek seker so 7, 8, 9 jaar oud gewees. En een oggend lees ek my Bybel, want ek meen ons word mos nou geleer, jy in die oggende lees jy Bybel en jy bid, doen al hierdie goed. Nou lees ek die teks, Matteus 17. Die Here sê, as julle geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, dan sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant, en dan sal hy gaan. Hy sê, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En nou het ek vir julle gesê, ek het op die plaas groot geword, as ek al by my venster uitgekyk het, dan was daar 'n koppie daar in die verte, en ek dacht toe by myself, daar's nie berge nie, maar hier's 'n koppie. Die Here sê ons nou, as jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, nou 'n mosterdsaad is bitter klein. In die Midde-Ooste was dit seker een van die kleinstes, hy's omtrent so 1 tot 2 mm in sy deursnee. Nou sê ek hoor, die Here sê, as jy die geloof het, dan kan jy mos vir hierdie berg sê, skuif, en dan gaan hy skuif. En so gaan ek daar op my knie in my kamer, en ek bid, en ek spring op, en ek gaan staan so, en ek loer so by die venster uit, het hierdie berg nou, het hierdie koppie nou geskuif. Koppie het nie geskuif, nou ek dog, okay, maar dan moet ek teruggaan, my geloof net groter wees, ek het 'n tweede keer gaan bid, dan loer ek, en dan sien ek, hierdie koppie skuif nie, hy bly net waar hy staan. Ek het 3 keer so gaan bid, en die koppie het net bly staan, waar hy staan. Weet jy, en ek dink, as ek terugdink, dan dink ek het die Here in die hemel na my gekyk, en hy het geglimlag oor hierdie kind, wat geloof so letterlik opgeneem het, bedoelende, jy gaan nou vir hierdie koppie sê, hy moet skuif. Maar ek het, soos ek ouer word, toe verstaan, maar dis nie eintlik wat die Here bedoel het, wat geloof moet doen nie.
Geloof is nie bedoel om berge te verskuif en tafels rond te stoot en stoele te skuif om mense te beïndruk nie. Dis nie die bedoeling van geloof nie. Geloof soos 'n mosterdsaadjie is nodig om mense met wie ons elke dag paaie kruis, om mense se lewens aan te raak. Op so 'n wyse dat dit vir hulle verandering sal bring, hoop sal bring, nuwe lewe sal bring. Weet jy wat? Een van die verhale wat my getref het in die Bybel, was die verhaal van Jesus wat by die vrou by die put gekom het daar in Samaria. En al wat hy gedoen het, hy het daar gestaan en praat. En sy sê vir hom, meneer, jy weet natuurlik dat 'n Samaritaan nie met die Jode daar uit Juda uit kan praat nie, want ons is 'n bastervolk. Maar die Here keer daai vrou se lewe onderste bo. Sy keer terug na haar mense toe, opgewonde. Ek het iemand ontmoet wat vir my omgee, wat my hele geskiedenis vertel, wat my liefhet ten spyte van. In Handelinge 2 kry ek die verhaal na die uitstorting van die Heilige Gees, dan hoor ek net hoe die geloof van daardie mense in daai gemeenskap die lewens van die mense rondom hulle aanraak en verander. Ek hoor hulle deel hulle goed met mekaar. Die wat niks het, net iets. En die gemeenskap, hoor ek staan daar, het agting vir hulle gehad. Die geloofsgemeenskap het 'n impak gemaak. Hulle geloof het 'n wêreld rondom hulle kon verander. En weet jy, toe ek hierdie verhaal lees, is dit presies wat ek hoor. Ek hoor 'n jong dogtertjie, 'n dogtertjie se lewe wat so groot as 'n mosterdsaadjie is, wie se geloof so klein is, 'n 1 of 'n 2 mm groot, wat 'n wêreld rondom haar geraak het en kon verander het. Hulle wêreld letterlik kom sê, kom omdop het. En ek dink wat 'n mens moet raak sien, dis nie die vooraanstaandes nie, dis nie die groot mense nie, dis nie die belangrikste persoon in die gemeenskap wat lewens kan verander en kan skuif en kan omdop nie. Weet jy, ek dink een van die probleme waarmee ons sit, ons kruip so maklik weg agter hierdie idee van ek moet groot wees, ek moet 'n vooraanstaande wees, ek moet 'n belangrike persoon wees. Hierdie dogtertjie, 'n jong dogter uit Israel, haar optrede sê, weet jy, aansien, grootte, posisie in die samelewing is nie belangrik in God se koninkryk nie. God gebruik 'n jong dogter om die lewe van die hele huishouding te kom omkeer. Vir 'n geloof wat berge kan versit, die lewens van mense kan omdop, dit lê in die vertroue wat iemand in God het. Daarom dat Jesus sê, as julle maar die geloof van 'n mosterdsaadjie het, dan sê ek vir julle, julle sal vir hierdie berg kan sê, skuif en hy sal skuif. Hierdie kinderlike geloof, hierdie mosterdsaadjie geloof van hierdie kind, hierdie jong dogter uit Israel, het 'n wêreld kom skuif in haar omgewing. Sy bring lewe op 'n plek waar daar wat heers, wanhoop en dood. Wat bedoel ek daarmee? Naaman, haar eienaar, by wie sy werk, is melaats. En jy weet, daar was nie medisyne vir melaatsheid nie. In Israel is die mense letterlik uit die gemeenskap uit weggestoot. Hulle het buitekant die dorpe gebly. Onthou jy daar die 10 melaatses wat buitekant die dorp was? Niemand wou met hulle kontak maak, niemand wou hulle aanraak nie. Naaman, haar eienaar, was besig om te sterf. Ek kyk na haar eie lewe, uitmekaar geskeur. Want hierdie einste Naaman het op een van sy stroopdogte wat hy in Israel uitgevoer het, hierdie dogter, 'n jong dogter, het hy kom gevange neem, haar kom ontvoer, haar weggeneem van haar land.
van haar ouers, van haar broers, haar susters, haar familie, haar vriende. 'n Jong dogtertjie, stoksiel alleen in 'n vreemde land, in 'n vreemde huis, 'n slavin. Hoor jy die hopelose toestand waarin 'n Naaman in sy huishouding sit? Waarin hierdie lewe van hierdie dogtertjie vasgevang is? Weet jy wat my tref? Wat my getref het in die verhaal is, ten spyte van hierdie oorheersende negatiewe omstandighede waarin hierdie kind haar bevind, sien sy nie die dood wanneer sy na Naaman kyk nie. Sy sien alles behalwe dood. Sy sien God raak wat lewe kan bring midde van dood. Hoor net wat sê sy vir Naaman se vrou? En ek dink, heel waarskynlik was sy besig met van haar huistake daar in die huis. Ag mevrou, ek wil vir u sê, as meneer tog maar net by die profeet in Samaria kan uitkom, mevrou, weet jy wat gaan gebeur? Jou man gaan terugkom gesond. Hy gaan hom van sy melaatsheid kan genees. En hierdie eenvoudige getuienis, ek wil amper sê, sy fluister dit in die ore van haar eienares. Maar hoor wat doen dit? Dit bring skielik hoop. Hierdie vrou van Naaman kan nie wag om by Naaman te kom en sê, Naaman, weet jy wat? Daar's hoop vir jou. Hierdie dogtertjie wat by ons werk het gesê, daar's 'n profeet in Israel wat jou kan genees. Naaman, net so opgewonde, wat doen hy? Hy hardloop na die koning toe en hy sê, het jy gehoor? En die koning kan nie wag en hy laat die gras onder sy voete groei nie. Hy skryf 'n brief van Naaman, gaan na die koning van Israel en sê vir hom, ek stuur jou om genesing te kom ontvang. Hoor jy die hoop? 'n Hopelose situasie, sy's in 'n nagmerrie omgewing. Naaman is in 'n nagmerrie situasie, maar God kom draai dit om en hy kom skep lewe en 'n nuwe toekoms. En hulle sien uit en hulle kyk met verwagting. En uiteindelik hoor ons, Naaman keer terug na sy huis met die vel van 'n jong seun. En ek dink die boodskap wat jy en ek moet kry vanoggend is, jou lewe, maak nie saak hoe groot jy is, of hoe klein jy is, en wie jy is, en wat jy is, en waar jy bly, en wat jy besit nie. Jou lewe maak saak in God se koninkryk. Jou lewe maak 'n verskil in God se koninkryk. Kan ek vir u sê, hy wil jou gebruik net soos jy is. Hy wil jou gebruik waar jy is. Om iemand se lewe met sy liefde en met sy omgee te kom aanraak. Weet jy wat my interessant was in haar lewe? Hierdie kind, hierdie dogtertjie, het nie gewag vir 'n groot verhoog om aan te kondig en te sê, ek wil nou net vir u sê, hier's 'n belangrike ding wat ek vir u wil sê, jy moet hoor wat ek sê. Sy het nie daarvoor gewag nie. Sy bloot iewers in haar besig wees om te help in die huishouding. Heel waarskynlik was sy besig om aardappels te skil, of sy was besig om pap te maak daar in die huis vir Naaman in sy huishouding. En sy by die vrou gekom en gesê, ag, as meneer maar net by hierdie vrou kan uitkom, of by hierdie man kan uitkom. Daarom wil ek vir sê, moenie wag nie. Moet asseblief nie wag om 'n verskil te maak in iemand se lewe nie. Leef 24/7 elke dag. Wanneer jy vanmôre opstaan uit die bed uit, vra die Here om jou oë oop te maak. Vra die Here om jou hart sensitief te maak vir die mense wat jou pad in hierdie dag gaan kruis. Soms is dit 'n bottel water wat jy vir iemand gee, dan sê hy, jy het dit aan my gedoen, sê Jesus. Ek wil vir u sê, luister na ander mense wanneer hulle met jou praat, luister net na hulle. Hoor wat hulle sê. Neem in wat hulle sê, bære dit, bel hulle later vandag en sê, weet jy wat, ek het gehoor, jy gaan deur 'n moeilike tyd.
Sê vir my, is daar iets wat ek vir jou kan doen? Is daar iets spesifiek wat ek vir jou kan bid? Luister. En dan soms is dit nie eens nodig om iets te sê nie. Die blote feit dat jy net gevra het en geluister het, is soms genoeg om vir mense hoop te bring. Hulle weer te laat opstaan om te kan aangaan op die lewenspad. Hierdie dogtertjie se kinderlike geloof. Sy het ook gekies. Nie net om hoop en wanhoop te bring nie. Sy het ook gekies die lewe bo die dood. Dis wat staan in hierdie verhaal. Weet jy, hierdie arme kind het alle rede gehad om Naaman te haat. Ek wonder as ek in haar skoene was of ek dieselfde ooit sou gedoen het. Ek wonder. Hy het haar ontvoer, weg van almal. En sy kon kies. Hierdie jong dogter uit Israel kon 'n keuse maak om stil te bly oor die profeet in Israel. Sy kon gesê het, ek is bly Naaman dat jy melaats geword het. Voel bietjie hoe dit voel. Kry vir jou, dis jou beurt. Sy kon gewag het dat Naaman gaan sterwe. Jou verdiende loon. Ja, Naaman, die wiel draai my ou vriend. Jy het gedink jy gaan hiermee wegkom. Weet jy wat? Ongelooflike van die verhaal is, hierdie kind kies die lewe bo die dood vir Naaman. Onverstaanbaar. Ekskuus. Hy het haar ontvoer. Ek sou gedink het sy moet sê, dood, dan kan ek op 'n manier dalk weer hier uit hierdie huis uitkom. Nee, sy kies die lewe bo die dood. Hierdie dogter kies om wat te doen? Om hom te vergewe. Om hom vry te spreek. Mevrou, as hy maar net by die profeet kan uitkom, dan gaan daar vir hom lewe wees. Met hierdie woorde spreek sy hom eintlik vry van die feit dat hy haar ontvoer het. Ek wil vir die vra vanmôre, ken jy self dalk die gevoel wanneer jy te nagekom is of seer gemaak is op die pad van die lewe? Maar die geloof wat 'n verskil maak, geloof wat berge versit, geloof wat mense se lewens omdop, kies die lewe verander. Kies om te vergewe. Kan ek vir die vra, is dit nie wat die Here Jesus gedoen het nie? Is dit nie wat hy gedoen het nie? Onthou jy sy woorde aan die kruis? Die manne wat daaronder staan, wat hom gekruisig het, wat hom gespot het. Wat was sy woorde? Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy kies om te vergewe, sodat jy en ek kan lewe. Wat doen hierdie dogtertjie? Sy kon kies om te haat, sy kon kies die dood, sy kies vir Naaman, ten spyte van die pyn, kies sy wat? Lewe. Ek spreek hom vry met die keuse om hom uit te kry by die profeet Elia. Ek wil vir jou vra vanmôre, vriende, loop jy dalk met 'n wrok in jou hart rond? Teen iemand wat jou te nagekom het? Is daar dalk iemand op jou lewenspad wat jy nie kan vergewe nie? Dan wil ek vir jou sê, ek wil by jou pleit vanmôre. Ek wil trouwens sê, ek wil by jou pleit met hierdie stem van hierdie jong dogter. Moenie vashou en koester en hoop, iewers sal die noodlot so iemand ook tref nie. Nee, kies vir hom of vir haar vanoggend die lewe, kies om te vergewe. En ek weet, vriende, ek weet, om die goed te sê, is makliker as om dit te doen. Vra my, ek weet. Ek kan van persoonlike, kan ek vir die getuig, dis bitter, bitter moeilik. My liewe vrou moet my voortdurend daaraan herinner, jy moet onthou, wat het jy gekies?
Want van tyd tot tyd spring die goed op. En dan moet ek onthou, wat het ek gekies op die pad van die lewe. Maar weet jy, daar's 'n derde ding wat my tref in die verhaal. Die geloof wat 'n verskil maak en berge versit en wat mense se lewens omdop, versprei die geur van lewe. Met Naaman se terugkeer nadat hy hom 7 maal gaan was het in die Jordaan en genesing ontvang het, dan keer hy terug na Elia toe om vir Elisa te gaan sê, dankie vir wat jy gedoen het. En hy bring vir hom geskenke. 68 kg goud, 342 kg silwer. Vriende, weet jy wat is die waarde van dit wat hy bring? Ek het die som probeer maak. Ek het amper agteroor geslaan. 68 kg goud is gelykstaande aan die waarde van 149 miljoen rand. Die silwer alleen was in die omtrek van 6,5 miljoen rand. 156 miljoen of 155 miljoen is die waarde van die geskenke wat Naaman aanbied vir sy genesing. Wat doen Elisa? Trouwens, ek wil net vir die verhaal verder lees, dan hoor jy Gehasie het gehardloop agter Naaman en gesê, gee net vir my van daai goud en silwer asseblief. Elisa sê, ek weier om die geskenk te aanvaar. Waarom? Want wat hier gebeur het, gaan nie oor my nie, gaan nie oor ek wat Elisa is nie, maar dit gaan oor God. Die eer en die dank kom God alleen toe. Die genesing wat jy beleef, Naaman, is God se werk. Niemand anders se werk nie. En toe sê Naaman 'n baie belangrike ding. Meneer, as hy dan nie iets wil hê nie, wil hy nie asseblief vir my, hoor net, 2 myl vragte grond laat kry nie. Hoekom? Ek wil dit saamvat Sirië toe. In Sirië wil ek daar 'n altaar gaan bou op die grond van Israel, waar hierdie God van Israel aanbid word. Want daar is geen ander God soos hy nie. En weet jy wat? Ek wil vir u sê, daar sal in die toekoms ook geen ander God wees wat ek sal aanbid nie. Al moet ek saamgaan met my koning na sy tempel toe. Want daar's geen ander God soos die God van Israel nie. Ek wil daar vir hom 'n altaar gaan bou. Ek wil daar vir hom offers gaan bring. Ek wil hom daar aanbid. Hoor jy die lied waarmee hy terugkeer na sy huis? Sy vrou kry 'n gesonde man terug. Daar's hoop, daar's lewe. Die koning van Aram is opgewonde, want hierdie dapper soldaat van hom, wat op pad was om te sterf, kry hy terug. Hy behou die beste generaal, wat hy tot op datum gehad het. Maar hy keer terug na sy land toe met 'n boodskap. Daar is net een God wat kan red. Die God van Israel. En so kom God, ten spyte van die feit dat Naaman haar ontvoer het, kom God en hy gebruik hierdie kind om sy evangelie in 'n land in te dra. In Sirië in te dra. In die koning van Aram se lewe in te dra om te hoor, daar is geen ander God. Jou God van Rimmon wat jy wil aanbid, bestaan nie. Daar's net die God van Israel alleen. En so versprei hy 'n welriekende geur deur die geloof. En dan wil ek vir die sê ten slotte, my vraag aan myself was, maar hoe op dese aarde gebeur dat 'n dogtertjie uit Israel so 'n enorme impak en met so 'n enorme onwrikbare geloof in 'n vreemde land, nadat sy ontvoer is, weg van haar familie, kan voortgaan om God te vertrou. Ek sou gedink het, hierdie kind sou in sak en aas gaan sit en gesê het, weet jy wat, ek is klaar met God.
As hy regtig vir my omgee, dan moet ek gebly het in my land. Maar sy doen nie. Hoe kry hierdie kind dit reg? Wat het in haar lewe gebeur dat hierdie goed so vasgesit het in haar lewe, selfs toe sy in ballingskap was? Kan ek vir u sê, ek weet dit staan nie pertinent in die deel wat ons gelees het nie. Iewers was daar 'n pa en 'n ma in haar lewe. En hulle het nie net Bybelstories met haar gedeel nie, maar hulle het die evangelie dat God is geleef. Hulle het vir hom waaragtig geleef. Hulle het hom gedoen in hulle huis. Hulle het gedoen wat in Deuteronomium 6 geskrywe staan, en jy kan dit gerus gaan lees. Daar staan Shema, wat beteken, luister Israel, die Here ons God sê, dit is wat julle moet doen as ouers. Julle moet hierdie waarheid dat ek is wie ek is, moet julle inskerp, eintlik wil die woord sê, ingraveer, weer en weer doen, as julle by julle huis is, as julle op pad is, as julle gaan slaap, as julle gaan opstaan in die oggend, julle moet hierdie waarheid, dat ek is wie ek is, moet julle as ouers by haar inskerp. En kan ek vir u sê, hierdie kind beland in ballingskap, en sy onthou wie God is. En sy tree op van hierdie geloof, wat sy by haar ouers geleer het. Die waarheid dat hy is, wat hulle ingeprent het in haar lewe, het in hierdie slawe dogter se hart voortgelewe. Want na alles wat aan haar gedoen is, nadat sy ontvoer is, stoksiel alleen in 'n vreemde land, slavin in Naaman se vrou se huis, leef hierdie kind haar geloof in God, wat 'n verskil gemaak het in die lewe van Naaman. Dat ook Naaman, die Arameer, God erken het en bely het, dat hy die enigste ware God is. En nou kan ek vir u sê, vandag is Vadersdag. Maar die opdrag geld vir 'n pa en 'n ma. Gaan leef jou geloof. Gaan leef jou geloof in jou huis, want die grootste, en ek dink die mooiste nalatenskap, wat jy denkbaar kan nalaat vir jou kinders, wat jy nalaat vir jou vriende, wat jy kan nalaat vir jou, vir die wêreld waarin jy leef, is geloof wat geleef is. Geloof wat 'n verskil maak, wat berge kan versit, en die lewens van mense kan omdop, tot eer van God. 'n Lewe wat jou kind se lewe so raak. Weet jy dat al kom die storms van die lewe op hulle pad, dat hulle soos die ontvoerde dogtertjie altyd sal onthou. Wat het my ouers my geleer? Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Gaan leef jou geloof in God. God wil jou gebruik om berge te versit, om mense se lewens om te keer, tot sy eer en tot sy lof. Amen. Hemelvader, baie dankie vir onbeskryflike genade. Dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U ons nooit verlaat nie. Selfs in die donkerste en die moeilikste omstandighede, bly U, God, met ons, by ons, in ons, saam met ons. En daarom wil ons bid, Here, dat U ons oë sal open. Ek wil amper sê, soos wat Elisa vir sy slaaf gebid het, Here, open net sy oë om te kan sien, dat U vir my 'n oormag beskikbaar gestel het teen die vyand. Open ons oë om aan U vas te hou en te weet, ons is nie alleen nie. U is met ons, saam met ons op pad. Dankie Here vir geloof wat U skenk, die grootte van 'n mosterdsaad, om 'n verskil te kan maak, om mense se lewens om te dop, soos wat 'n jong dogter die lewe van Naaman omgedop het, tot U lof en tot U eer. Ons wil net sê, Here, hier is ons, gebruik ons,
en word verheerlik deur ons lewens. Mag ons lewens tot seën wees in diens van die koninkryk. Amen. Vriende, kom ons sluit af met 'n volgende lied asseblief. Grander earth has quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can become broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. And it is well with my soul. It is well with my soul.
So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. Vriende, ek gaan vir u groet. Die Here sal julle seën en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Gaan in vrede. Verskuif berge en raak die mense se lewens aan tot eer van God. Amen. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see, and this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is